Goeiemiddag, dis Ina met resepte vir die lewe. Een van die allermooiste en allerbelangrikste resepte in die woord kry ons in Matteus 6 vanaf vers 7 tot 14. En hier is Jesus self aan die woord en hy sê, as jy bid, gebruik nie 'n ydelike herhaling van woorde soos die heidene nie, want hulle dink dat hulle deur hulle baie woorde verhoor sal word. Moet dan nie soos hulle word nie, want julle Vader weet wat julle nodig het voordat julle hom vra. Ek wil so in die volgende paar dae 'n bietjie gaan kyk wat is hierdie resep se bestanddele, sodat ons werklik kan weet wat hy bedoel het toe hy vir ons hierdie kosbare gebedsresep gegee het. Dan staan daar, so moet julle dan bid. Ons Vader wat in die hemele is. 2 kort sinnetjies en ons kan vir weke daaroor praat. Maar kom ons kyk gou na dit, elkeen op sy eie. Ons Vader. Die vraag wat ek vir myself vra, is hy my Vader? Is ek sy kind? Die vraag wat ek vir jou vra, is hy jou Vader? Weet jy dat hy jou Vader is, jou Papa God? Hoe gebeur dit? Ons dink baie keer dit met Yeshua se kruisdood. Hy ons net vir ons verlossing bewerkstellig het. Wat ons nie besef nie is dat hy ons kom versoen het met ons Abba Vader, ons Papa God. Die Vader wat nie daar ver eenkant op 'n troon sit en onbetrokke in ons lewens is nie. Die Abba Vader wat weet van ons, wat in die detail van ons lewens is. Galasiërs 4 vers 6 sê, en omdat julle kinders is, sy kinders is, né, het God die gees van sy seun in julle harte uitgestuur en hy roep, Abba Vader. Daarom is jy nie meer 'n diensknegt nie, maar 'n kind. En as jy 'n kind is, dan ook 'n erfgenaam van God deur Christus. Romeine 8 vers 15 gee vir ons hierdie selfde boodskap. Dit gaan nie hier oor ons wat hom aanneem nie, dis hy wat ons aanneem. Ons aanvaar net hierdie geskenk van nuwe en ewige lewe. As mens in die strate van Jerusalem loop, dan sien mens oralste gesinne, hierdie Joodse gesinne met die kindertjies, sommer so hele string kindertjies, en hulle loop en oral hoor jy die woorde, Abba, Abba, Abba. Dis altyd vir my so mooi as mens daar loop, hoe hierdie kindertjies aan hulle pappa se arms hang, en hoe hulle met hulle gesels. Jy hoor selde dat hulle sê Ima, hulle is die hele tyd besig met hulle pappas, Abba. En dis hoe hy wil hê, ons moet met hom besig wees. Ons moet so aan sy arm hang, en vir hom al die lekker goed van die dag vertel, en hom vertrou om ons oor 'n besige pad te neem. Die tweede saak daarvan is, ons is nou koninklikes, want ons is kinders van die koning van die heelal. Besef jy my boetie, my sussie, dat jy 'n koninklike is? Hierdie ouens in Engeland en al daai plekke wat dink hulle is koninklikes, hulle het eintlik nie idee dat hulle nie, ja, okay, hulle is koninklikes, maar ons is die ware koninklikes, ons wat behoort kinders is van die God van die heelal. En dan is daar 'n baie klein woordjie wat baie belangrik is, want Yeshua sluit jou en my in as hy die woordjie ons gebruik. Hy sluit ons in by homself, maar hy sluit ons ook in by ander gelowiges. Met ander woorde, dit beteken, ek en jy en ander gelowiges wat hierdie selfde gebed bid, is familie, naby familie. Ons is broers en susters. Hoe voel jy oor jou broers en susters wat anders lyk en doen as jy? Wat anders aantrek? Wat anders aanbid as jy? Die tweede sinnetjie in hierdie heel eerste versie is, hy bewoon die hemel, want hy is die Vader wat in die hemel is. En Deuteronomium 26 vers 15 en 1 Konings 8 vers 30 sê altyd vir ons, die hemel is sy heilige woonplek. Hy woon in ewigheid. En tog weet hierdie Papa God van die detail in jou lewe.
Matteus 10 vers 30 sê, hy het selfs die hare op jou kop getel. Toe hy jou gemaak het, het hy jou bedink. Jy's nie sommer net iewers op 'n afvoerband in 'n masjien of in 'n engine kamer of 'n ding op 'n afvoerband een na die ander gekloon nie. Hy het jou bedink, hy het jou gemaak. En hy het 'n stukkie van homself in jou ingesit. Toe hy jou gemaak het, want hy gee om en hy weet wie jy is. Hy weet watter dag is jy gebore. Hy weet alles van jou. En hy's vir jou so lief. Abba Vader, dankie dat U weet van ons. Dat U in die hemel is, maar dat U ook hier op aarde in ons harte regeer. Dankie dat U ons U kinders noem. Ons loof U daarvoor. Amen.